Jakobus kom in Handelinge 15 en hy sê dat die vervalle hut van Dawid reeds herstel is. Praat met mense wat op daai stadium dink dat moet nog iets bygedoen word by die herstel vir die mens. En Jakobus sê, maar dit is nie nodig nie, moenie die mense saak bemoeilik nie. Die vervalle hut van Dawid is reeds herstel, op grond van wat Amos gesê het. Dood het plaasgevind, opstanding het reeds plaasgevind. Nou dan vra ek die vraag, en ek dink jy vra ook die vraag, as ek dan vir jou sê, die hut is die blyplek van God, die mensdom, en liefde woon in ons, dan sê dit dat die mensdom is reeds in sy totaliteit herstel en heel gemaak. Dan vra ek die vraag, as ons rondkyk, kyk maar rondom jou rond, luister na die nuus, dan klink dit nie vir my of die mensdom reeds herstel is nie. As jy kyk na die bedrog, en jy kyk na die moorde, en jy kyk na die swaar van die mens, en jy kyk na die siekte wat op die mens lê, dan lyk dit soos 'n vervalle hut. Die mensdom lyk soos 'n vervalle hut. Ek kan nie daarby verbykom nie. Tog sê Jakobus, hierdie vervalle hut is reeds herstel, die werk is afgehandel. Jesus het die vervalheid van die mens op hom laat kom en hy het laat sterf en toe rig hy die hele mensdom op in 'n nuwe lewe nou, soos in hemelse plekke. Hoekom lyk die mens dan nog soos dit lyk? Nou sien dit, die rede daarvoor is net hulle nie bid nie, of nie glo nie, of nie vir Christus erken nie. As een rede. As jy nou 2 hoofstukke verder aangaan in Handelinge, dan praat Paulus met 'n klomp afgodedienaars, en hy sê vir hulle, julle is soekend, man, omdat julle onkundig is. Julle dien afgode omdat julle onkundig is. Julle weet nie, julle is sy geslag nie. Julle weet nie, God het julle voortgebring nie. Julle weet nie, julle is deel van sy lewe, en hy is deel van julle lewe nie. Onkunde. Hoekom gaan die mensdom ten gronde? As gevolg van onkunde. Hoekom ly mense honger? As gevolg van onkunde. Dis wat die skrifte sê. Soos ek sê, die herstel het reeds plaasgevind. En ons sien nie herstel by die mens in die algemeen nie. Dan beteken dit die mens, by wie jy nie herstel sien nie, is onkundig. Dis die enigste rede. Nou kom Paulus in Handelinge 17 en hy sê, maar weet jy wat doen God oor hierdie onkunde? Hy sien dit oor. 'n ander vertaling sê, hy knip net sy oog oor onkunde. Hoe is dit moontlik? Gee God dan nie om nie? Nee, jy sien, God het 'n woord gespreek. En hy het gesê, die kennis van die heerlikheid van God sal die aarde vul, soos wat die see se bodem bedek. Elke hoekie en kantjie van die mensdom sal die kennis van die heerlikheid sien. Alle vlees sal dit sien, sê Jesaja. So wat beteken dit? Jy sien, ons het te doen hier met 'n kennis. En hierdie kennis bring verandering in jou lewe. Die kennis van die heerlikheid van God. Jy sien, heerlikheid het ek altyd gedink is 'n manifestasie. Wanneer ons net die regte goed sing en ons vat daai laaste lied, dan kom daar 'n manifestasie en ek het dit gesien as heerlikheid. Ek het die heerlikheid verwag. Ek verwag God gaan in sy teenwoordigheid manifesteer by ons. Heerlikheid is nie nog goudstof nie. Heerlikheid is nie nog 'n wolk nie. Heerlikheid is nie nog 'n vuurkolom nie. Heerlikheid is nie nog 'n beweging nie. Heerlikheid is die opinie van God. Die kennis van die heerlikheid van God, die kennis van die doxa, die Griekse woord van God, die kennis van die gedagte van God, of die kennis van die opinie van God. Dis wat die woord doxa beteken. Met ander woorde, die kennis van God se gedagte oor die mens, sal die aarde vul. Ons het te doen met 'n kennis. Ons gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Die oomblik as jy weet, jy is reeds herstel, en jy begin dink daaroor, want soos 'n mens in sy siel voorneem, soos hy dink, so is hy. Dan begin jy dit later sê, dan verander dit jou hele lewe. Jy steek jou lewensloop aan die brand, sê Jakobus. Soos jy glo jy is reeds herstel, omdat jy dit hoor, omdat jy weet,
die vervalle hut van Dawid is reeds herstel, dan word herstel joune, dan manifesteer dit in die natuurlike in jou lewe. Net omdat jy die kennis opgedoen het van God se opinie en sy gedagte oor jou. Waar is God se gedagte? Dit is binne in jou. Waar is God? Binne in jou. So God binne in jou se gedagte is vol van jou. En jy moet begin verstaan, en ek moet begin verstaan, hoe sien God ons? Hoe ken God ons? Wat weet God van ons wat ons self nie weet nie? Ons het na baie stemme geluister. Dit ons lewe beïnvloed. Daar is 'n kennis van die heerlikheid, wat besig is om die aarde te vul. Die kennis is soos 'n liefdesveldbrand, wat besig is om te versprei in die aarde. Die sien die lig het reeds in elke mens kom skyn. En die duisternis kan hierdie lig nie oorweldig nie. Onkunde kan nie hierdie lig oorweldig nie. Die kennis van die heerlikheid is besig om 'n verskil te maak in mense se lewens. Stukkie vir stukkie. Dit is besig om hierdie aarde vol te maak. Daarom knip God sy oog, want hy weet dit is besig om te gebeur. Hy het geweet dit gaan gebeur. So die mens lyk nog soos 'n vervalle hut, net as gevolg van onkunde. Dis tyd dat ons ore moet wegneem van godsdienstige denkpatrone af. Godsdienstige prediking, wettiese prediking. En dis tyd dat ons ore moet instel om te hoor wat God oor ons sê. Om na sy opinie oor jou en my te luister. Dit is altyd goeie nuus. Dis genade, dis liefde. Jy en ek is reeds herstel. Jy hoor dit nou. Nou kan jy dit oor jouself begin sê. Dit gaan 'n verandering in jou lewe bring. Jou hele lewe gaan herstel manifesteer. Soos God het bepaal het. Hoe hy jou lewe bepaal het. Hoe hy jou bepaal het. Toe hy jou geskep het. Nog voor Adam daar was. Toe hy jou in sy gedagtes gevorm het. Dit is na die beeld waarna jy jou lewe sal manifesteer. Dit sal opvou vir jou, dit sal opval vir jou, net as gevolg van die kennis wat jy opdoen van die heerlikheid van God. God se gedagte oor jou is vandag, dat jy en ek is reeds volkome herstel.